Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na 3 tegnieke hoe om die maksimumwaarde van 'n kwadratiese uitdrukking te bereken. Hierdie is dan hoe 'n tipiese vraag in 'n goeie vraagstel sou lyk. Hulle gee vir jou die vraag en dan gee hulle vir jou 4 keuses om te bepaal wat een is reg. Onthou dat indien daar enige skoolwiskunde probleem is waarmee jy sukkel, dan kan jy daai probleem eers self probeer uitsorteer en dan kan jy hom vir ons aanstuur na hierdie nommer toe met 'n WhatsApp foto. Ons het vir jou probeer oplos en so gou as moontlik vir jou 'n antwoord terugstuur. Hierdie 3 tegnieke bestaan uit 2 graad 11 en 1 graad 12 tegniek. Hier noem ek dan die graad 11 die eerste tegniek. Hier het hulle vir ons die kwadratiese uitdrukking gegee. Ek moet bepaal wat is sy maksimum waarde. Hier gaan ons dit doen deur te sê ons sien hom as 'n parabool. Indien ons hom gaan skryf as y is gelyk aan en dan hierdie uitdrukking, gaan ons onthou daar is 'n negatief hiervoor, dit beteken is 'n ongelukkige parabool, so hy gaan 'n maksimum waarde hê. Ons weet uit die graad 11 syllabus uit dat die draaipunt van 'n parabool in hierdie manier geskryf is P en Q, dis die getal wat daar staan met 'n ander teken en die getal wat daar staan, dis die x van my draaipunt en die y van my draaipunt. So hierdie het 'n maksimum draaipunt, by x is 1 en y is 4. Dan weet ons die y is die maksimum waarde, so die maksimum waarde hierso is dan 4. Dit is dan die antwoord van hierdie vraag. Hierdie spesifieke manier van antwoord as jy nie verstaan as jy nog nie graad 11 funksies gedoen het nie. Hierdie tweede tegniek noem ek die graad 11 tweede tegniek, maar mens behoort in graad 10 reeds te verstaan, maar hierdie is wiskunde deur en deur. Ons bepaal wat is die maksimum waarde van hierdie uitdrukking. Het jy gedik, ons gaan dit met wiskunde doen. So uit die bloute uit skryf jy net dat daai deel wat ons daar sien, het ons 'n kwadraat by. Dit beteken dit is altyd groter en gelyk aan 0. So enige iets kwadraat is altyd positief of 0. Dis 'n wiskundige manier om dit te skryf. Dan bly ons by volgorde van bewerkings. Nou maal ek met -2 aan albei kante om hierdie -2 in die geveg in te bring, sodat ek 'n -2 met hierdie. Nou wat gebeur by 'n ongelykheid indien ons vermenigvuldig met 'n -2 aan albei kante? Hierdie teken draai om en dan 0 maal -2 gaan net 0 bly. So ver staan hy nou geskryf. Hierdie ding is kleiner en gelyk aan 0. So hy is onder 0. Nou, om hierdie 4 in die uitdrukking in te bring, plus ons 'n 4 aan albei kante. Nou gaan die ongelykheid so lyk. Dit wat ons hier sien, is hoe hy oorspronklik gelyk het, en hier staan geskryf, hierdie ding is kleiner en gelyk aan 4. Dit beteken dit moet minder wees of gelyk aan 4. En dit beteken dan die maksimum waarde is 4. Ek stel voor dat jy hierdie spesifieke tegniek so 2 of 3 keer deurkyk en dan dit dan self vir jouself uitskryf, dat jy kan sien hoe begin ons eers met die groen deel, dan sit ons die rooi deel by en dan kom hierdie pers deel by en dan het ons die finale ding is kleiner en gelyk aan 4. Die derde tegniek noem ek die graad 12 tegniek en jy kan dit net doen as jy reeds graad 12 diferensiasie gedoen het. So hier gaan ons. Ons menigvuldig eers die hakie uit en ons werk hier die hele uitdrukking vereenvoudigend uit. As jy hierdie nou alles uitvermenigvuldig het, dan kom jy by -2p² plus 4p plus 2 uit wat dieselfde is as daai. Nou gaan ons diferensiasie gebruik. Dan werk ons die eerste afgeleide uit. D op D van P is gelyk aan, vir daai 2 in die lig, maal die -2 voor, geef my 'n -4p, -1 in die lig, vat die 1 in die lig, maal met die 4 voor wat 4 is, en -1 in die lig. So hierdie uitdrukking, gedifferensieer, geef my hierdie, en dis my eerste afgeleide. Dan as jy diferensiasie verstaan, dan weet jy, jy gaan my maksimum kry, waar die eerste afgeleide gelyk is aan 0. So ek gaan eers hierdie eerste afgeleide gelykstel aan 0, om te kyk waar hy 'n maksimum gaan wees. Toe het ek my -4p oorgevat, gedeel deur 4, toe kry ek p is gelyk aan 1, dis waar hy 'n maksimum gaan wees. Dan vervang ons daai p is gelyk aan 1 wat ons hier uitgewerk het, of daar, of hier het ek hom gaan invervang in die oorspronklike vergelyking. As jy hom invervang, kry jy 'n waarde, en dit is jou maksimum waarde, weer eens 4. So my maksimum is 4. Ek stel voor dat jy weer na die video kyk. Hierdie sal dan gesien word as die belangrikste reël, want hy kan van graad 10 af moet jou kop net om hom kry. Indien jy in graad 11 al funksies gedoen het, kan jy weer na hierdie tegniek kyk en kyk of jy hom kan gebruik. En as jy in graad 12 diferensiasie al gedoen het, dan kan jy hierdie tegniek gebruik. Maar al 3 tegnieke kan gebruik word om 'n maksimum waarde van 'n kwadratiese uitdrukking te bepaal. Dui asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal.